Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Dis 'n voorreg om hier saam met u te kan wees in hierdie oggend. En ons bid dat dit wat hier gebeur sal strek tot eer en verheerliking van God se groot en almagtige naam. Geliefdes, net so 'n bietjie ter toeligting. Ons is besig nog met reformatie. Ons staan wel al in die maand van November, maar vanoggend kyk ons terug na die nagmaal. En ek wil hê as ons vandag in die preek besig is, dink terug aan wat ons laasweek gedoen het, wat ons beleef het toe ons by die nagmaalstafel kom aansit het. Dis belangrik dat ons ook die ondersoek moet doen om te vra, dit wat gebeur het ons dit reg gedoen? Was daar regtig eerbied en respek getoon teenoor die sakramente? Geliefdes, ons gaan net so sit, dan sing ons saam, Gesang 266, Gesang 266, daarvan gaan ons die eerste en die tweede vers as voorsang sing. Ons kan net so bly sit, dan sing ons saam Gesang 266, daarvan vers 1 en vers 2. Tannie Ronel, as kies Gesang 266. Dit was nie die regte wysie, is dit dan? Hou Christus self sy kerk in stand, vergeefs die hel se woede. Gesang 266, vers 1 en vers 2. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stil gebed
En na die stilgebed gaan ons saam sing gesang 95, die Onse Vader, en ons gaan die Onse Vader bidend staande saam sing, waarna jy staande kan bly vir die fotum en die seën. En na die seën gaan ons saam sing gesang 264. Gesang 264, Allerhoogste Hemelvader, lofgesange prys U naam. Ons gaan saam sing gesang 264 daarvan, al twee die verse as loflied, waarna U plekke kan inneem. Gesang 95 na die stilgebed, en gesang 264 vers 1 en 2 na die seën. Geliefdes, kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Amen. Die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom o ganse aarde. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen.
Geliefdes, ons gaan luister na die wet van die Here, soos wat dit opgeteken is in Eksodus 20. En nadat ons na die wet geluister het, gaan ons saam sing Gesang 69. Gesang 69, daarvan vers 2 en vers 3 as skuldbelydenis. Gesang 69 vers 2 en 3 as skuldbelydenis, waarna jy kan staan vir die genadeverkondiging en die belydenis van ons geloof. En in hierdie oggend bely ons geloof met die woorde van die geloofsbelydenis van Nisea. En na die geloofsbelydenis gaan ons saam sing Gesang 89, daarvan vers 1 en 2. Gesang 89 vers 1 en 2 as voorbereiding ook om die woord van die Here te hoor. Gesang 89 vers 1 en 2 na die belydenis van ons geloof en Gesang 69 vers 2 en 3 na die wet. Kom ons luister dan nou na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, ons lees in Jesaja 1 vanaf vers 18, Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde so skarlaken, dit sal wit word soos sneeu.
Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Geliefdes, aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, aan hom verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat die toorn en straf van God oor hom sal bly, vir solank as wat hy in die sonde bly volhard. Geliefdes, ons aanbid 'n genadige God, en deur die genade kan ons ook ons geloof in hierdie oggend bely, en ons doen dit deur die woorde van die geloofsbelijdenis van Asia in ons harte saam te spreek. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat ter wille van ons mense en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en 'n mens geword het, ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, en wie sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete, en een heilige, algemeen en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Kom ons sing saam gesang 89, daarvan al twee die verse as voorbereiding om die woord te hoor. Liefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend uit 1 Korintiërs 11 uit. 1 Korintiërs 11 en ons gaan lees vanaf vers 17. 1 Korintiërs 11 vanaf vers 17, net vir so 'n bietjie konteks, hier word gepraat van 'n liefdesmaal waar daar ongereeldhede plaasgevind het en dit loop hand aan hand met die nagmaal, maar is twee verskillende goed. Hou dit net in gedagte, die liefdesmaal is nie die nagmaal nie. Die nagmaal
is los van dit, die liefdesmaal is meer soos ons nagmaalsete vandag. So onthou dit net wanneer ons dit lees. Ons lees saam 1 Korintiërs 11 vanaf vers 17. Maar terwyl ek dit beveel, kan ek dit nie prys nie, dat julle saamkom, nie teen goede nie, maar ten kwade. Want in die eerste plek hoor ek dat, as julle saamkom in die gemeente, daar skeuring onder julle is, en gedeeltelik glo ek dit, want daar moet ook partyskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word. As julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie. Want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete, en die een het honger en die ander is dronk. Het julle dan geen huise om in te eet en te drink nie? Of verag julle die gemeente van God en maak julle die beskaamd wat nie het nie? Wat sal ek vir julle sê? Sal ek julle prys? Hierin prys ek julle nie. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en 'n aantal het ontslaap. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Daarom, my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar. En as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot 'n oordeel saamkom nie. Die ander sake sal ek reël wanneer ek kom. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, U die skepper van hemel en aarde, en ook die onderhouer van alle dinge. Dankie dat ons as die kinders voor U mag stil word, Here, die woord mag lees en dit mag oordink. Dankie dat U vir ons die woord oopbreek en daarom bid ons dat U nou met ons sal spreek. Verwyder die persoon van die prediker, spreek U self met ons, dat ons ook leer wat U vir ons in die woord wil sê. Maar Here, dat dit ook in ons hartsmure gegraveer sal word, dat wanneer ons na die nagmaalstafel kyk, Here, dat ons erns daarmee sal maak. Dat ons dit op 'n waardige wyse sal gebruik, dat ons dit sal eer. Here, dat ons nie ligtelik met dit sal omgaan nie. Maar gee ook dat wanneer ons na dit kyk en ons dalk besef, maar ons skiet kort. Ons dalk besef dat daar is onwaardige dinge wat ons doen as ons aansê dat U ook ons sal laat reformeer, terugvorm na U toe, terugvorm na dit wat U vir ons in die woord leer. Daarom vra ons, Here, spreek U nou met ons elkeen, spreek, want die diensknegt en die diensmagd wil luister. Die dinge bid ons nie in onsself nie, ons bid dit in naam van ons Here Jesus Christus,
deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, om by die nagmaalstafel aan te sit, behoort vir ons as Christene een van die vreugdevolste gebeurtenisse te wees. Die Here roep jou om na sy tafel toe te kom. Dis nie sommer net 'n tradisie van die kerk nie. Nee, die Here self het die nagmaal ingestel. Dis hoekom dit een van die 2 sakramente is wat ons as kerk moet heilig en daarom moet ons groot erns maak daarmee. En dit is soos 'n dolk wat in 'n mens se hart gesteek word as jy kyk na die verval in die mense vandag. As 'n mens sien hoe die mense die nagmaal misbruik en op 'n onwaardige wyse gebruik. Dit is vir my verskriklik as ek dink aan families wat by familiefunksies sommer enigiemand kry om net nagmaal in te stel en dit te eet en te drink. En dit het al so ver gegaan, hierdie verval, dat mense deesdae langs die viswater sommer met Simba chips en Coke nagmaal vier. Daarom is dit nodig dat ons as reformerende kerk weer reformerend moet dink ook aan die nagmaal. Dit is tog een van die 2 kentekens, een van die 3 kentekens van 'n ware kerk. Dis een van die bakens van reformatie waarvan ons laasweek gepraat het. Die sakrament moet suiwer bedien word. En geliefdes, dis 'n baie ernstige saak. Paulus waarsku hier in 1 Korintiërs 11 ons juis daaroor vanaf vers 27 dat die nagmaal wat op 'n onwaardige wyse gebruik word, die oordeel oor die mens kom. Jy eet en jy drink 'n oordeel oor jouself. Dis asof die dood van Christus jou toegereken word. En dit word in die lig gesê van 'n gemeente in Korinte wat besig is om die nagmaal te ontheilig. In Korinte was die gebruik gewees om 'n liefdesmaal voor die nagmaal te gebruik. 'n Liefdesmaal waar die gemeente kos bring na die erediens toe en almal saam eet, almal saam gesellig is, maar dit was 'n manier om die liefde van Christus binne die gemeente te bewys. Op hierdie wyse is die armes versorg en almal het saam geëet en daar was hierdie warmte tussen die mense. Die probleem is dat daar in Korinte partyskap plaasgevind het. Korinte het kleiner groepies gevorm binne in die gemeente. Daar was hierdie klieks gewees wat net na hulle self gekyk het. Wanneer die liefdesmaal gevier is, het die klieks gewoonlik voorgestaan. Hulle het eers geëet en hulle het hulle vergryp aan die etes. En dan, as hulle klas self dik geëet het, het hulle vergryp aan die wyn en hulle was naderhand dronk gewees. En na dit, dan wil hulle by die nagmaalstafel gaan aansit. Dan wil hulle die nagmaal gaan vier en dit was 'n totale wanbegrip van wat die nagmaal moes wees. En die nagmaal toon die liefde van Christus teenoor sy gemeente. Die optrede van Korinte toon die teenoorgestelde. Dit toon 'n koue, 'n haat teenoor jou medemens, want die eie ek, die kliek is die belangrikste. Paulus sê vir die gemeente, gaan doen dit by die huis. Gaan eet jouself dik by die huis, gaan drink by die huis, want dit bring nie eer vir die gemeente nie. Inteendeel, dit tas die heil van die gemeente aan, dit breek af. Want die groter probleem was dat die nagmaal is nie sommer net 'n los aksie wat plaasvind. Die nagmaal is deel van 'n groter eenheid. Dit moet alles Christosentries wees. Dit moet deel wees van die erediens. Dit moet deel wees van die groter geheel waar Christus in die middelpunt staan.
Hy moet die fokus wees, want die nagmaal is tog waar ons terugdink aan die liggaam wat gebreek is, die bloed wat gevloei het. As Christus nie die middelpunt van die nagmaal is nie, dan gebruik ons die nagmaal op 'n onwaardige wyse. En dis presies wat in Korinte gebeur het, want in Korinte was die fokus op die mens, dit was nie op Christus nie. Daarom beklemtoon Paulus die Christosentrie van die nagmaal. In vers 23 lees ons dat hy sê, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. Paulus was tog nie by die instel van die eerste nagmaal nie. Hoe het Paulus dit dan nou van Jesus ontvang? Hy het dit 10-1 by die ander apostels gehoor, en daarom moet ons nie hier dink dat Paulus dit letterlik beteken dat hy dit by Jesus gehoor het en daarom oordra nie. Hier word eerder gepraat dat die teken vir die nagmaal deur Christus self ingestel is. Jesus is die oorsprong van die nagmaal, daarom moet dit geheilig wees. Paulus het dit 10-1 by Lukas gehoor, want sien ons dat Paulus en Lukas se woorde die naaste is wanneer dit kom by die instel van die nagmaal. Dan sê Paulus, vers 24, nadat hy die brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Jesus dank die Vader vir die brood en die betekenis daarvan. Jesus het nie die verlossing nodig gehad nie, tog dank hy die Vader, en hier sien ons 'n totale skei wat plaasgevind het van Getsemane tot by die nagmaalstafel. Want by Getsemane vra hy, laat die beker by my verbygaan, hy's angstig, hy's bedroef oor hierdie pad wat hy moet stap. By die nagmaal dank hy die Vader vir die pad wat hy moet stap. Dank hy die Vader dat hy aan die kruis kan sterf, sodat sy liggaam vir ons gebreek word, dat hy die losprys kan wees vir ons. En dan breek hy die brood. 'n teken wat teruggewys het in die Ou Testament op die Pasga. 'n teken wat die volk herinner het aan die verlossing uit Egipte, 'n haastige trek wat hulle moes onderneem, 'n teken wat die volk laat dink het aan 'n beter toekoms, aan die verlossing wat nog moet kom. Nou kom Christus en hy breek die brood en hy maak dit nuut in homself. Nie meer 'n terugdink na Egipte nie, maar nou 'n gedagtenismaaltyd van sy liggaam wat gebreek is. 'n Herinnering dat hy vir ons aan die kruis gesterf het. Ons het nie meer nodig om te wag op die verlossing nie. Die verlossing het reeds gebeur. Maar daar is iets meer. Dis nie net 'n teken wat terugkyk nie. Nee, die breking van die brood bring ook 'n waarborg, iets waarna ons uitsien. Want dit waarborg ons dat die dag van oordeel as Christus kom, ons deur sy liggaam, deur sy kruisiging verlos is van die sonde. Dink net aan die woorde wat ons gebruik by die instelling van die brood. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet. Dink daaraan en glo dat sy liggaam vir ons gebreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. In ons eie tyd se formulier vat ons die woorde van Paulus aan, maar meer nog ons vat die woorde van Jesus aan. Want dit is 'n gedagtenismaaltyd wat ons terug laat dink aan sy liggaam wat vir ons gebreek is. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my
gedagtenis. Die Nuwe Testament in my bloed. Het u al gewonder wat dit beteken? As ons leef, stel ons tog 'n testament saam, 'n dokument wat sê wat met ons besittings moet gebeur die dag as ons nie meer hier is nie. In die ou tyd het God voor Christus deur die profete en deur konings en deur mense wat hy geroep het, 'n testament saamgestel wat moet gebeur met sy besittings hier op aarde. Met Christus wat mens word, kom vervul hy daardie testament. En Christus kom en hy skryf 'n Nuwe Testament wat vir ons riglyne gee, wat vir ons sê wat moet gebeur met sy besittings die dag as hy opvaar na die hemel. En hierdie testament word met die bloed van Christus verseël. Die bloed was 'n teken van 'n sluiting met 'n ooreenkoms. Dink maar terug aan Abraham wat die verbond mee gesluit word en die diere wat in die middel deur gekap word en uiteindelik die teken van die verbond in die besnydenis. Dit het gepaard gegaan met bloedvloeiing. As Moses by Sinai die verbond sluit met God, dan stort hy die bloed van die kalf uit oor die res van die volk. Bloedvloeiing het iets verseël. Christus se bloed het die Nuwe Testament verseël. Dit bring sekerheid daarvan. Daarom word die wyn nie net 'n teken wat terugwys op dit wat gebeur het nie. Dit word nie net 'n teken wat wys na die was van die mens, van sy sonde nie. Dit word ook 'n seël wat sluit dat ons in die Nuwe Testament leef. En daarom moet dit dankbaarheid by ons kweek. Dankbaarheid dat hy daardie beker leeg gedrink het. Dankbaarheid dat hy sy lewe aan die kruis gegee het. Dankbaarheid dat hy deur God verlate was sodat ons nie deur hom verlate hoef te word nie. Dankbaarheid dat ons in Christus deel het aan sy lyde, sy sterwe en sy opstanding. Daarom as ons die beker instel, gebruik ons die woorde, die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink daaruit, dink daaraan en glo dat sy bloed vir ons gevloei het tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Geliefdes, daarom het ons die groot verantwoordelikheid om erns te maak met die nagmaal. Dit mag nie ontheilig word nie. Ons mag dit nie verminder tot iets wat dit nie is nie. Nee, ons moet dit met groot ontzag en groot respek ook gebruik. Want as ons die brood eet en die wyn drink, dan verkondig ons die dood van Christus tot dat hy weer kom. Hierin lees ons dat daar iets baie meer is as net 'n teken van dit wat in die verlede gebeur het. Dit is meer as net 'n gedagtenismaaltyd. Nee, dit rig ook by ons 'n toekomsverwagting op. Ons wag vir die dag wat die Here terugkeer en in daai oordeelsdag sal die wat in die Here glo deel het aan die verlossing. Ons sal vrygespreek word van die sonde. En die nagmaal is daarom nie net gefokus op 'n gedagtenis nie, maar dit skep ook hoop vir 'n toekoms. Daarom dat Paulus die waarskuwing gee, moet nie die nagmaal op 'n onwaardige wyse gebruik nie. Want as jy doen, sal die oordeel van God oor jou kom. Ons moet dit duidelik hoor, die nagmaal mag nie ontheilig word nie. Dit moet suiwer bedien word. Dit moet Christosentries bedien word. Daarom die groot vraag, geliefdes, hoe lyk ons nagmaalsviering?
En as ek kyk na ons formulier, as ek die beginsels van ons kerk rondom die nagmaal lees, dan kan ek met 'n absolute oortuiging daarvan sê, sonder twyfel, ons doen dit reg. Ons nagmaal beskouing is skrifgetrou en is tot eer van Christus. Maar daarom moet ons vandag 'n baie dieper vraag vra. 'n Vraag waaroor ons nie kan lieg nie. 'n Vraag wat selfondersoek by ons bewerk. 'n Vraag wat ons voor God oor rekenskap gaan doen. Die vraag is, hoe vier ek die nagmaal? Doen ek nog moeite as ek weet dit is Sondag nagmaal? Stel ek nog selfondersoek in die week voor die tyd, soos wat die formulier ons leer? Verstaan ek wat die tekens van die nagmaal werklik beteken? Dink terug aan laas Sondag, toe u by die tafel aangesit het. Het u die nagmaal op 'n waardige wyse gevier? Geliefdes, as u nee sê, dan moet ons besef, die oordeel van God kom oor ons. En daarom moet ons ook reformerend besig wees met die nagmaal. Ons moet vra, hoe wil die Here hê, moet ek by sy tafel kom aansit? As hy ja gesê het, moet ons die Here dank vir die groot genade dat ons in sy weë kan lewe. Mag die Here ons daarom rig, as ons by die nagmaal aan gaan sit, dat hy ons siele voed vir die ewige lewe. Dat hy ons geloof versterk, en dat ons elke keer meer en meer sal leef soos wat hy vra. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons terug kan kyk waar ons laas week by u tafel aangesit het. Waar ons die tekens van die brood en die wyn geëet en gedrink het. En weer gedink het aan u liggaam wat gebreek is, u bloed wat gevloei het. Here, dat ons daardeur gevoed is ook vir die ewige lewe. Maar Here, gee dat ons elke keer wat ons by die nagmaaltafel gaan sit, reformerend besig sal wees. Dat ons meer en meer terug na u woord toe sal keer wanneer dit kom by die viering daarvan, sodat dit suiwer kan gebeur. Christosentries tot u eer. Here, en as ons dit nie gedoen het nie, werk in ons harte. Vorm ons so dat ons meer en meer u wil gelyk sal word. Maar dankie vir die genade wat ons beleef, dat u ook in ons werk. Dat u u seun gestuur het om te sterf vir ons sondes, dat ons deur hom ook die soenverdienste van die sonde vrygespreek is van. Here, ons bid, gaan met ons elkeen in hierdie week, lei ons en bring ons ook volgende week weer hier by u huis by mekaar. Here, sterk ons in die opdrag wat ons het, om ook u woord uit te gaan leef. Daarom bid ons hierdie dinge nie in onsself nie, ons bid dit alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, as slotsang sing ons saam gesang 267, gesang 267, daarvan vers 1, 2 en 4. Gesang 267, vers 1, 2 en 4, waarna jy staande kan bly vir die seën.
Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee nou geleentheid vir die opneem van die offergawes. Liefdes, in die volgende afkondigings namens die kerkraad. Eerstens wil ek net welkom sê vir al ons besoekers. Dit is lekker om so 'n klomp nuwe gesigte ook te sien. Ek hoop dat u ook 'n vreugdevolle dag saam met ons beleef. En kom kuier asseblief lekker saam met ons, moenie verdwyn nie. Kom drink saam met ons 'n lekker koppie koffie ook vandag. Vir voorbidding dink ons aan ons gemeente en al ons lidmate, maar in besonder dink ons aan Maridien en al die matrieks wat besig is met eindeksamen. Sterkte, ons weet ook die Here lei julle in hierdie tyd. Liefdes, dan vir huisbesoeke buite die normaal, is u welkom om my of die kerkraad ook te kontak en ons kom so gou as moontlik by u uit. Tannie Ronel, baie dankie vir die speel van die orgel vanoggend. Ons waardeer dit altyd om saam met Tannie te kan sing. Liefdes, dan het ons deurkollekte vanoggend. Dit gaan vir Bybelverspreiding, dis die laaste Sondag wat ons dit ook doen. Ons het laasweek so vinnig gesê, as kerkverband het ons by ons eerste synode besluit dat ons ook 'n bydrae moet lewer om die woord van die Here uit te dra onder ons eie mense, en daarom het ons besluit dat daar 'n bydrae van elke lidmaat af na die Bybelgenootskap oorbetaal moet word. En met die tyd het daai bydrae nou al geklim. Ons staan op hierdie stadium op R100 per lidmaat wat ons oorbetaal aan die Bybelgenootskap, en ons vra dat u ook by sal dra daartoe. Die bordjies is by die deure vir u om daarin te gooi. Geliefdes, dan het die SAVF my gevra om afkondiging vir hulle in te werk, en hulle vra vir bereidwilliges wat sal optree as vakansieouers vir 2 kinders. Dis 2 blanke kinders, 'n dogter van 6 jaar en 'n seun van 11 jaar. En as u bereid is, kan u asseblief die SAVF kontak. Ek het nie meer inligting daaroor nie. U sal by hulle die inligting kan kry omtrent dit. Dan, geliefdes, ons Kersangdiens is die 30ste November. Dit behoort 'n baie lekker aand te wees. Ons gaan hierdie jaar 'n buitelug Kersangdiens hou, en die hele tema gaan oor die sterre as rigtingwysers. So die idee is dat ons hier agter die kerk mooi lekker piknikplek gaan uitsit, tafels dek en alles, en ons gaan vra dat elkeen sy eie piknikmandjie bring, en ons gaan lekker saam kuier en die aand geniet, lekker saam sing en al die dinge. So ons vra dat u die datum oophou en dat ons ook saam sal werk om dit 'n sukses te maak. Ons sal bietjie later praat met die manne. Ons wil weer 'n dag inwerk waar ons terrein kan skoonmaak, bietjie die bome hier agter sny en die water sommer aanlet terwyl ons besig is kerk toe en al die goed doen. So ons sal weer met u praat. Ek weet dit is planttyd, ek weet u is almal besig, maar ons moet ook die dinge van die kerk ook doen, die Here se werk ook vir hom doen. So ons sal weer nader aan die tyd met u gesels. Liefdes, dan van die susters se kant af, blomme en tee vir die maand November is week 2,
en ons nooi almal om asseblief saam met ons 'n lekker koppie koffie of tee te kom drink en saam te kuier. Verbondsonderrig vanoggend les 27, ons open nou na die erediens hier in die kerk, en dan vra ek dat al die ouers van die verbondsonderrig kinders asseblief sal agterbly saam met julle kinders, en ook die ouers van die kinders wat volgende jaar in die verbondsonderrig inkom. So Sandri, dis nou julle. Want Luca gaan ons nou volgende jaar by die verbondsonderrig begin, so bly ook agter, ek wil net gou met julle iets bespreek. Is hy nie volgende jaar nie? Nee, hy en DW en Theo dink ek, is al 3 volgende jaar dan. Dis nie so vinnig nie. So asseblief bly net agter, ons wil net gou ietsie met julle bespreek. Geliefdes, dan die boodskapper vir Oktober is in die saal beskikbaar. Dit is 'n baie interessante een. Dit gaan oor die geloofsbelijdenis van Nisea en die gebeure rondom dit. Ek sien daar's nog baie eksemplare oor, so asseblief vat vir u een en lees hom, dis baie insiggewend. Verjaarsdag die week is geen, maar ons wil vir oom Dani en Tanya Nel de Villiers sê baie geluk met hulle huweliksherdenking vandag. Dis hulle 40 jaar huweliksherdenking en hulle is bietjie op 'n bakkie toer wat die APK Barkley Oost aanbied vir die huweliksherdenking. Ons sê vir hulle baie geluk daarvoor en mag die Here vir hulle nog baie jare saam spaar. Geliefdes, kom kuier lekker saam, kom drink 'n koppie koffie en hoop ek het 'n geseënde Sondag en 'n geseënde week.